Hallo my liewe mens, Ben en Francis en jy, saam met Jesus by die braambos. Ja, dis koud en ek sit so onder 'n ou donskombersie en want ek is lus om met jou te gesels oor die impak van om te sê ek is 'n kind van God. Die impak wat dit op my lewe behoort te hê en wat ek moet verstaan, en ek wil jou so 'n bietjie verduidelik hoe verstaan ek dit. Kind van God is nie in hoofstukke nie. Dis nie gegroepeer nie, dis nie aan en af nie. Die dag toe jy gesê het, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Het jy 'n baie groot besluit geneem. Wat jy nie kan aan of afsit nie, daar's nie maandag en sondag en donderdag en woensdae nie. Daar is nie oggend en aand nie. Daarom sê die woord van God dat dis jou opstaan en jou gaan lê. Dis jou wakker en jou slaap. Dis iets wat loop sonder om op te hou. Jy kan nie besluit vanmôre trek ek my Christen baadjie aan en ek sit my Christen gesig op en nou is ek 'n kind van God. En vanaand as ek uitgaan, dan trek ek my Christen baadjie uit en ek haal my Christen masker af en dan leef ek 'n ander lewe nie. Die Engels het 'n mooi uitdrukking, it's a life-changing experience. 24/7, 24 uur, 7 dae 'n week, is ek 'n kind van God. So dat jy kan nie besluit, hierdie is Christelik en hierdie is onchristelik, of hier is ek Christelik en hier is ek onchristelik en hier is ek demonies en 'n manteldraaier wees. Nou, hoekom sê ek dit vir jou? Ek het so rukkie terug op sosiale media, ek weet is op TikTok en is op YouTube en is op Facebook, wat hulle, die soldate wat van Amerika, hulle gaan op kampe. Ek wil nou sê manoeuvres, maar ek dink nie dis die regte woord nie. Hulle gaan op kampe wat hulle diens gaan doen in ander lande en in die wêreld. En dan, as hulle daai kampe doen, dan weet niemand waar hulle is nie, hulle familie weet nie waar hulle is nie. Hulle het ook nie 'n gaan en terugkom datum nie. Party gaan vir 6 maande, party gaan vir 16 maande, party gaan vir 36 maande. En dan skielik een oggend, dan daag hulle by die huis op. En dan hierdie terugkom is, ek kan nie die naam onthou nie, is reunion iets. Family reunion of iets wat hulle, en dan wys hulle grepe uit. Dis nou baie moderne ding in Amerika, as hierdie mense van die oorlog af terugkom, en hulle kom by hulle geliefdes wat hulle glad nie verwag nie. Hulle is, soos ek sê, 6 maande of 36 maande weg. Hulle weet nie waar hulle is nie. En dan skielik kom hulle by die voordeur ingestap. Hulle reël dan voor die tyd, en as mense met kameras en seker maar telefoonkameras wat hierdie hereniging, hierdie eerste oogopslag mekaar sien. En dit is verskriklik fantasties om daarna te kyk, hoe klein kindertjies, wat 'n jaar of 2 nie hulle ouers gesien het nie, in 'n klaskamer sit en die volgende oomblik, dan stap pappa en mamma by die deur in, of iemand sit haar arm om jou, en as jy opkyk, dan kyk jy in jou pappie of jou mammie se gesig.
Dan is daar natuurlik ook die ander kant van die muntstuk waar hulle mense wat gesterf het daar, en dan klop hulle aan die voordeur, en as jy die deur oopmaak, dan staan die man in uniform daar, en hy salueer jou, en hy hou 'n Amerikaanse vlag, wat mooi opgevou is vas, en dan weet jy, jou geliefde het gesterf. En dan die verskriklike tranendal daarna. Ek wil jou nooi, om dit te gaan soek, en te gaan kyk daarna. Ek gaan probeer om het op die wall van Jesus by die Braambos te plaas, vir die wat nie kan kry nie, en dan kan jy net daar ingaan en gaan kyk, daar's honderde elke dag. Dis baie interessant, maar wat wil ek sê hierdeur? Jy wat vandag 'n pa of 'n ma, of 'n man of 'n vrou, of 'n voog is, of 'n oupa of ouma, en ook as jy 'n kind is. Nou sê God in sy woord, 1 Johannes 4 vers 7, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat uit God is, want elkeen wat God lief het, is uit God gebore, en God is in hom. My liewe mens, besef ek, ingesluit, en jy, wat dit beteken om in God te wees. Om lief te hê soos God wil hê ons moet lief hê. Dalk iewers in die wêreld is daar 'n kind sonder 'n ouer, maar die ouer het hom weggegooi. Iewers daar buite is 'n pappa en mamma, en die kinders worry nie oor hulle nie. 'n Vrou wat verwaarloos, verneek is, en toe het jy op haar uitgeloop, of 'n vrou wat op 'n man uitgeloop het, agter een of ander, ek wil dit nie sê eers nie, dit is so hoerverhouding. En dan is ons Christene, dan is ons 'n Christen volk, dan wil ons voorgee, asof we all going to heaven. As ek kyk hoe daai kindertjies, as hulle ouers by die vertrek inkom, en hulle sien hulle, hoe hulle huil, hoe groot mense huil as hulle kinders by die deur inkom, van ekstase, van blydskap. En ek deel met 'n paar weeshuise, en ons het een in ons gemeente, en ek kyk na daai pragtige klein kindertjies. Hulle is goed versorg, maar hulle soek hulle ouers. Hulle soek hulle oupas en oumas. Ons wil so graag Christene genoem word. Ons wil so graag sê ons is heilig. Maar hoe heilig is ons regtig? En ek wil vandag by jou pleit. Gaan ondersoek jouself. Gaan kyk, hoe praat jy met die mense wat God in jou hande geplaas het? Jou lewensmaat, jou kinders, jou ouers, jou familie, jou vriende. Hoe praat jy met mense as jy op die kansel staan? Is jy 'n man van God, of is jy 'n diktator? Is jy onder die salwing van die Heilige Gees, of is jy onder die salwing van die duiwel, en dink jy kan alles op die maklike manier regmaak? Die moeilike manier is altyd maar gewoonlik die regte manier. Waar is jou lewensmaat wat God, hy sê gaan en wees gelukkig met die vrou, ek sê ook die man wat God vir jou gegee het. Waar is jou vrou? Waar is jou man? Waar is jou kinders? Kom ons terug by wat ek aan die begin gesê het. Om 'n kind van God te wees, kan jy nie besluit soos ek wil nie. Jy kan nie besluit, weet jy, ek is nou nie
en mense het dit al vir my gesê, pastoor, jy sal my nie glo nie. Die Here het vir my gesê, ek moet my vrou los en vir my aanneem vat. Dan sê ek, maar dis nie vir die woord sê nie. So, hoekom sal God dit vir jou sê, maar jy is die enigste een in die heelal wat hy voorsê, of 'n paar ander dommes soos jy. Daarom is dit moet jy baie versigtig wees voor jy trou. In die eerste plek, voor jy gemeenskap het. Voor jy in die bed spring met iemand wat jy nie moet nie. En dan agterna sê, maar dis die verkeerde een. En nou wil ons mekaar los. En voor jy hierdie goed doen, moet jy eers die koste bereken. Jy moet eers seker maak dat hierdie lewensmaat is die een wat ek wil hê vir die res van my lewe. Voor ek besluit om kinders te hê, wil ek regtig kinders hê. Gaan ek weet hoe my kind groot te maak, gaan ek weet hoe my kind te versorg, op te pas. Hierdie kind gaan aangetrokke voel tot jou, of jy nou daarvan hou of nie. Ek het die 2 simpel hondjies, hulle lê by my voete. As ek nou hier opstaan en ek loop badkamer toe, dan gaan minstens een van hulle saam. As ek na die motorhuis toe loop, dan gaan hy saam. Gaan sy saam. As ek hier op die stoel sit sy op my nek, of op my skoot, of op by my voete. Dis 'n hond. Jy gaan ook hierdie hond skop nie. Verseker gaan jy nie 'n hond skop nie. Dit gaan jou laaste skop wees in jou lewe. Jy gaan met jou been wat jy mee geskop het onder jou arm huis toe. Dis 'n hond. Wat van 'n kind? Wat van 'n klein kind? Wat van my lewensmaat? Ou het eendag 'n grappie gemaak oor my vrou. Ons was nie baie lank getroud nie, en toe loop ek so om sy tafel, toe sê ek, weet jy wat? Jy's nie werd om haar naam te noem nie. As jy ooit weer haar naam noem, al wil jy vir haar bid, skeer ek jou tong uit. Dis my vrou. God het haar vir my gegee. Vir my is sy die belangrikste wese onder die son. Jy sal nie haar naam uitelik gebruik nie. My liewe mens, gaan kyk hierdie reunion van die Amerikaners en gaan kyk, hoe groet jy en jou lewensmaat mekaar na 'n week van troue, na 'n jaar van troue, na 40 jaar van troue. Hoe praat julle met mekaar? Ek luister na baie goed wat mense sê, dan dink ek, sou jy so met mekaar gepraat het die week voor julle troue? En as julle dit nou doen en julle is nie getroud nie, in hemelsnaam, moenie my vra om julle te trou nie. Ek wil nie. Ek wil julle nie trou nie. Want ek wil nie mense trou wat wil skei nie. Ek wil mense trou wat mekaar liefhet, God wil dien en vir ewig wil saam wees. En as hulle kindertjies gebore word, hulle in die vrese van God sal groot maak, hulle nie weggooi en hulle wegjaag en my liewe mens, ek weet dis baie moeilik. Onthou, ons sing so 'n liedjie van Jesus, when it's worse than toe u op die aarde was, u weet hoe erg was het. Now it's worse than one day at a time, is die liedjie. One day at a time, sweet Jesus. My liewe mens, ek weet dis moeilik, Jesus weet dis moeilik, God weet dis moeilik. Nêrens in die Bybel beloof hy ons 'n highway to heaven nie. Maar ons wil goedkoop Christene wees. Ek wil die naam Christen dra, veral as ek wil skuld maak. Veral as ek by 'n winkel instap en ek wil iets koop wat ek 'n groot afslag wil hê, dan wil party so graag sê, maar ek is 'n Christen. Jy kan nie, ek het 'n baadjie by my pa, my boetie persent gekry, so, baie jare terug, ek kan nou nie onthou hoe lang terug nie, seker so 35 jaar terug, het hulle vir my 'n baadjie persent gegee. 'n donkerblou baadjie met 'n goue wapen op die linkersak. En daarop staan UNISA, Universiteit van Suid-Afrika. Jy kan nie daai baadjie dra
as jy nie 'n graad gestudeer het by Unisa nie. Jy mag nie. Jy kan nie daai baadjie vat. Ek kan hom nie vat en vir een van my boeties of my pelle gee en sê, jy kan hierdie baadjie dra nie. Hy kan nie. Tensy hy 'n graad by Unisa gestudeer het. Maar ons wil die titel dra van ek is 'n kind van God, maar ek leef soos 'n demoon. Ek gee nie om oor my kinders nie. Ek gee nie om oor my ouers nie. Ek gee nie om oor my lewensmaat nie. Want die groot ek is altyd reg. Ek is altyd die beste. Ek is altyd die slimste. My liewe vriend, my liewe vriendin, ons is skynheilig en ons lieg vir onsself. Jy kan vir jouself jok, jy kan vir my jok, maar jy kan nooit vir God lieg nie. Nooit, nooit, nooit. Hou op om te probeer. Ek sien hoe mense onderskeid neem tussen hulle seun en hulle dogter, tussen hulle pa en hulle ma, tussen hulle my liewe mens, ek is stom geslaan en my hart is seer vanaand oor Christene wat nie die naam Christen werd is nie. En ons sit in die kerk en ons luister, is iets baie interessant wat ek in die huis van die Here opmerk. Hoe mense luister, maar nie hoor wat die Gees van God sê nie. Hoe hulle moedswillig teenstrydig is met die woord van God. Moedswillig. Hulle goed nie doen nie. Die woord van God sê, as jy weet wat reg is en jy doen dit nie, word die genade minder. Die woord van God sê, jy moet. En dan sit mense daar en dan doen hulle dit nie. Voor elke keer wat ons aan die avondsmaal sit, sê die woord van God, nie ek nie. As jy op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet en hierdie wyn drink en eet jy 'n vloek oor jouself. Ek 'n vloek oor myself? Nee, Ben, jy's heeltemal verkeerd. Ek sal baie genade ontvang. En dan voer hulle die grootste nonsens aan. Die woord van God, my liewe mens, gaan lees hom, gaan drink hom in, gaan ruik hom, gaan asem hom in. Is die geskrewe woord van 'n lewende God, jy kan nie uithaal en insit soos jy wil nie. Jy moet gaan kyk wat sê die woord van God. En as jy dit nie doen nie, moet jy besef, die woord sê, as jy nie vir my is nie, is jy teen my. Niks gaan jou red nie jou titel as predikant nie jou ouderdom as 'n goeie ou oom of tannie nie die mooi werke wat jy gewerk het nie al die goed wat jy gedoen het nie. Al wat jou gaan red is die genade van God deur gehoorsaamheid aan die woord van God. Jesus kom nie terug om ons te oordeel nie. Die woord van God gaan ons oordeel. Die Bybel gaan die woord wees wat sê, maar hier het ek gesê, en jy die teenoorgestelde gedoen. My liewe mens, ek wil vir jou Kobai sê, ek het klaar gepraat. Ek wil by jou pleit vanaand. Ek wil vir jou vra, in die naam van Jesus Christus, gaan doen 'n introspeksie, gaan kyk na reunions, van kindertjies wat huil, oor hulle pa vir 6 maande gesien het nie. Wat van 'n kind wat sy pa vir 6 jaar, of 26 jaar nie gesien het nie. Van nie eens weet waar sy pa is nie. Nie eens 'n verjaarsdag oproep kry en sê, my seun, ek is baie geluk met jou verjaarsdag nie. Die onderskeid tussen verskillende kinders, die onderskeid tussen in die slegte maniere wat lewensmaats mekaar gebruik en misbruik en vloek. Die troues wat nooit moes plaasgevind het nie. En die verhoudings wat nooit begin moes gewees het nie. En goed wat gedoen word, die ou mense het gesê, vroeg ryp, vroeg vrot. Vanaand is daar nog genade. As jy na hierdie boodskap luister,
Is dit dalk die laaste waarskuwing wat jy gaan kry in jou lewe? Geld vir my ook. Ek moet ook nou my oë saam met jou toemaak en sê, Here, as daar mense is wat ek te nagekom het, want u woord sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, siel en verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is dalk my lewensmaat. Die tweede wat hiermee gelyk staan, is dalk my kinders. Is al my kinders hier, het ek hulle weggegooi, het ek hulle weggehardloop. Ek trou 2 mense, hulle bly vir 6 jaar saam, en toe vra ek sy swanger, en hulle kom sien my, hulle sê hulle wil trou. Hulle het nou besef, hulle was verkeerd, hulle wil trou, hulle wil hierdie saak regmaak. 6 maande na die troue sit hulle in my studeerkamer, hulle wil skei. Ek sê, maar wat het verander? Nee, die verantwoordelikheid is te veel. Maar hulle het 6 jaar saam gebly. Dit was verkeerd. Nou is julle reg. Nou wil julle mekaar los. Hulle het mekaar toe gelos. Hy het weggehardloop. Ek dink jy sy en die kind het hom ooit weer gesien nie. Useless. In elk geval, Here, help ons om kinders van God te wees. Here, laat die Heilige Gees elkeen wat na hierdie woord luister, of dit nou vanaand is of oor 'n jaar of oor 10 jaar, as hierdie boodskap weer iewers uitgesaai word en mense hoor dit, laat hulle sal besef, waarmee is ons besig? Ons is besig om God te tart, want sy woord is baie duidelik. Here, ons kan nie vat en los en maak soos ons wil nie. Ons kan nie kindertjies hê en hulle weggooi nie. Ons het 'n verantwoordelikheid. Ons het vir mekaar beloof. Ons wil kinders van God, vir u beloof, ons wil kinders van God wees. Ons het u beloof, ek en Francis wil 'n lewensmaat wees tot die dood ons skei. Ek en Francis het voor die kansel gestaan by 2 geleenthede wat ons beloof het, ons gaan hierdie kinders in die wil van God groot maak. By geleentheid het ek my kleinkinders self ingeseën en beloftes gemaak. Here, help my om die beloftes te hou. En mense wat hierna luister, wat nalaat, Here, laat hulle tot die besef kom. En nou op hulle knieë sak en hierdie saak regstel, om die genade te kan ontvang wat nog beskikbaar is. Want as die tweede bassein blaas, of die hartaanval kom op 'n onverwagte tyd, of die 18-wheeler draai dwars, is dit dalk te laat. Here, red ons uit die net van die voëlvanger van die verderflike pes, in Jesus naam. Amen. My liewe mens, moenie van hierdie 'n eenrigting gesprek maak nie. Praat met my. Ek gaan my selfoonnommer vir jou gee. Jy gaan vir my 'n WhatsApp stuur. Jy gaan sê ja, nee, asseblief bid saam. Doen ek dit? Wat sal God daarvan dink? Ek weet nie. Ek gaan bid en saam met jou bid en laat die Here vir jou sê wat. My nommer is 072 577 1196 072 577 1196. Baie dankie vir elke mens wat vir en saam my en Francis bid. Baie dankie vir elkeen wat met my praat. Ek waardeer dit regtig. Jy hoef nie altyd met my saam te stem nie. Praat met my, jy's dalk meer reg as ek en dan kan ek verander, want ek mag nie die verkeerde goed leer nie. Ek wil besonder dankie sê vir elkeen wat finansiëel bydra om hierdie bediening te help. Anders kan ek dit nie doen nie, ek kan dit nie bekostig nie. En ek kry, al is dit net 'n R10, elke sent help. En ek wil baie dankie sê vir die Here vir jou, en ek wil vra dat daai saad wat jy saai in hierdie bediening vir jou 'n groot oes gaan wees. Vir my sieleoes waaraan jy kan deel hê. Ek wil regtig vra, regtig dankie sê, en nie so dankie sê, daarom noem ek nie name en sulke goed nie, want ek wil nie jou oes van jou af wegvat nie. Die Here sal jou seën ver bo wat jy dink of droom. Baie dankie, baie liefde, Ben en Francis Loubser. Ons gemeente is Jesus is lig in Eastvale Springs. Amen.